Goeiemôre almal, baie welkom hier by ons vanoggend. Ek weet dat die Here het vir elkeen van julle 'n baie spesiale boodskap. Hy het jou spesiaal vanoggend wakker gemaak om te kom luister wat hy vir jou vandag wil sê. En ek wil net hê ons moet gou ons oë toemaak, dat ons net fokus en ons gedagtes bietjie rustig maak sodat ons kan fokus op ons Here Jesus. Kom ons maak die oë toe. Liewe Jesus, ek wil vir U verskriklik dankie sê vir hierdie wonderlike dag. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend hier ingestap het om te kom luister na U woord. Here, ek wil vir U vra dat U ons fokus absoluut op U sal plaas. Here, dat dit nie gaan oor wie is dit wat die preek bring nie wie is dit wat sing nie wie is dit wat klavier speel nie, Here. Nie wie is dit wat enige afkondigings doen nie, Here, maar dat dit absoluut oor U sal gaan. Here, ek sê vir U dankie vir elke persoon wat hier is vandag om 'n instrument te wees, om te help om die wonderlike boodskap wat U het vir ons oor te dra. Here, ek wil vir U vra dat U elke persoon wat hier sit rustig sal maak. Maak hulle rustig en dat hulle sal net vir 'n oomblik sal vergeet van die issues in die week, Here, van die probleme, van die wasgoed, van dit wat môre moet gebeur, Here, maar dat hulle hierdie oomblik, hierdie kosbare oomblik wat ons het, net by U voete kan kom sit in U teenwoordigheid. Here, so naby dat ons die hartklop kan hoor, Here, en dat ons die kos wat U vandag vir ons gaan gee, gaan uitvat en daar gaan buite gaan saai, Here, vir die mense wat nie vandag hier is nie. Die mense wat so brood nodig, U woord nodig het. Dankie dat U ons vanoggend wakker gemaak het om hier te wees. Amen. Kom ons staan en ons sing ons dit eer van die Here. Lord, the light of your life is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Lay, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Lay, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Julle kan maar sit, dankie. Goeiemôre almal. Ek weet, dit is so lekker om julle almal hier te sien, want ek weet dit is moeilik vanoggend. Ek weet dat 'n paar van julle seker vroeg opgestaan om die rugby te kyk, maar dit is nog steeds baie lekker om julle almal hier te hê. Moet asseblief nie weghardloop na die tyd nie. Ons het koffie in die teekamer net hier langs aan. Daar's net 'n paar afkondigings. Eerstens, as jy voel jy het 'n hart vir jong mense, kinders, tieners, asseblief praat met my of Esmerie. Alle hande is altyd welkom. Daar's baie jong kleintjies en ons wil ook seker maak dat hulle word bedien met die woord van die Here. En dan het ons 'n movie night, youth night, op die 31ste. Sorry, ek hak vas hier. Vrydag die 31ste, dit is by Vangeproue se Hoyts. As jy vervoer
issues het, laat weet vir my, my nommer is op die bord. Ek is happy om enigiemand op te tel, af te laai. Laat weet my net, ons kom by mekaar 6uur, ek dink die nuwe Spider-Man movie is uit, vir die wat wil weet wat ons gaan kyk. So ons sien uit daarna, bring julle maatjies, almal is welkom. Daar is nie nou nog slides nie, maar ek het nou nog 'n paar afkondigings. Die kinders, julle sal sien loop rond met van hierdie papiertjies. Dit is 'n kinderbingo vir hulle vandag. So as hulle kan 10 woorde of meer vind, dit is alles woorde wat Jan deur sy preek gaan sê, so hulle moet mooi luister, aandag gee. Moet asseblief nie bingo skree nie. Hulle moet net na die diens vir Esmerie gaan sien. 10 woorde of meer en sy het 'n prys vir julle. Dan ook vir enige nuwe mense wat nog nie lidmate is nie, daar is 'n QR-code daar agter, as julle voel dit is julle geestelike tuiste, asseblief scan die code, julle kan ook 'n e-pos stuur, ons wil graag julle hierso by ons hê. Boereworsverkope, Johan het gesê ons kort nog 'n paar mense op die lysie, daar's 'n lysie daarvoor, by die deur, agter, voor, by die deur. Asseblief, ons het al die hande nodig wat ons kan kry om ons te help op Saterdag. As julle enige vrae het, vra asseblief vir Johan, hy sit net hierso, hy sal vir julle al die inligting gee. En dan laastens het ons volgende Sondag 'n gasspreker, Dominee Niels van Hamilton kom, hy gaan vir ons die boodskap bring, en na die tyd gaan daar lekker sop en brood wees, so daar gaan, Sorika gaan ietsie op die groepie sit hierdie week, daar mag dalk 'n paar hulpende hande daar ook nodig wees, maar asseblief, kom join ons gaan lekker eet, en ja, ons kom ondersteun vir oom Niels met die boodskap, so ek hoop ons sien julle almal daar. Dankie. Dis nou tyd vir die offergawes. Amper vergeet. Môre gemeente, kom ons sluit die oë asseblief. Dankie liewe Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om saam te sein vanmôre. Dankie vir hierdie geleentheid wat ons kan stil raak en vir u smeking vra rondom ons gemeente vir leierskap. Here, dat ons hierdie geld wat ingewin is vanmôre, dat ons dit sal aanwend tot eer van u naam. En dat u koninkryk uitgebrei sal word daardeur. En ons bid dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Sê baie dankie oom Johan. Sê goeiemôre almal. Ek wil vir ons 'n baie mooi stukkie lees uit Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet
in sy wonderlike naam, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart.
loof U. Jesus, ons prys U. Laat ons met engele 'n loflied sing. Nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Neem U ons harte en maak dit rein, dat ons gelowig U dien met liefde, ontvang die lof van kinders klein. Halleluja, 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 Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Laat ons met engele 'n loflied sing. Nie meer verlore, U is gebore, ontvang die dank wat ons U bring. Almagtige Vader, Here Jesus, dit gaan alles oor U, Here Jesus. Alles is geskep deur U en vir U en tot U. Here, dankie vir die groot geleentheid, soos wat Sorika gesê het, vir die groot geleentheid, Here Jesus, dat ons vanoggend hier kan by mekaar kom, Here Jesus, en om te U te kom loof en prys, Here. Ons het elkeen vanoggend gekom om 'n boodskap te kom kry by die almagtige God, die lewendige God, die God wat gekruisig was en weer opgestaan het uit die dood uit en opgevaar het na die hemel, by U, Here Jesus. Here, maak asseblief ons elkeen se harte sag en oop, asseblief almagtige Vader. Maak asseblief stil enige geraas, enige bekommernisse, Here. Dalk was ons week baie dol gewees, maar ek vra asseblief almagtige Vader, help ons, Here Jesus, help ons Heilige Gees om te fokus op die boodskap vanoggend, Here. Ons begin dit absoluut in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. As julle kan maar sit. Al die ouers is seker bly, vandag is nou die laaste vakansiedag. Kinders is nie bly nie, maar die ouers is bly. En die onderwysers is ook baie bly. Nee, hulle is nie bly nie. Nee, baie welkom julle. Vandag se tema is, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? En daar is baie vergelykings of gelykenisse in die Bybel. Baie. Maar vanoggend gaan ons kyk na 3. Nou, dit is baie interessant. Ek het nog eens gedink, terwyl ek voorberei het, die mens is baie interessant. Ons almal is op een of ander manier in ons lewe op soek na iets. Ons is of op soek na 'n beter kar, of nie noodwendig 'n vinniger kar nie, maar 'n groter kar dalk, of 'n beter kar. Dalk is daar 'n nuwe babatjie op pad, dan soek mens nog 'n groter kar. Of dalk is jy op soek na 'n groter huis, soos ek gesê het. Dalk is daar nog 'n babatjie op pad. Jy soek daar, die 2 slaapkamer is nie genoeg nie. Nou soek jy 'n 3.
of 'n 4-slaapkamer. Ons is heeltyd op soek na iets, of dalk soek jy 'n nuwe trui of 'n nuwe hemp. Maar ons is altyd op soek na iets. Dis ook die groot rede hoekom ons gekom het na Nieu-Seeland toe, nê. Ons het gekom op soek na 'n nuwe of 'n beter toekoms. So ons Afrikaners weet baie goed, ons verstaan mooi van soek. Ons soek om te vind. Baie dis deel van ons natuur, nê. Ons soek om te vind. Nou die skrifgedeelte vir oggend is Matteus 13 vanaf vers 44 tot 50. Kort perikoop. Julle is welkom om saam te lees. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Dan vertel Jesus 'n tweede gelykenis. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daai parel. En dan vertel Jesus 'n derde gelykenis. Hy sê vanaf vers 47, verder gaan dit ook met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in die mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. So sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle op hulle tande kners. So 3 gelykenisse wat Jesus vertel. Soos ek gesê het, Jesus vertel 'n klomp gelykenisse en dan verduidelik hy die gelykenisse. Elke keer verduidelik hy die gelykenisse. So Jesus wil nie hê die mense moet daar wegstap en nie verstaan wat hy net gesê het nie, so hy verduidelik die gelykenisse. Nou in hierdie gelykenisse fokus Jesus, hy sit die fokus op die koninkryk van die hemel, heeltemal en absoluut. Die koninkryk van God is soos 'n skat of soos 'n waardevolle parel, sê Jesus. Die koninkryk van God is soos 'n treknet by die eindtyd. Die koninkryk van God bring dan ook transformasie binne in 'n persoon. Hy verander die persoon. So kom ons kyk na die eerste 2 gelykenisse. Ek lees vir ons weer vers 44. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Dis nogals 'n interessante gelykenis hierdie. Ek het nogals gewonder, hoekom lê daar 'n skat in die eerste plek in die grond? En toe wonder ek nogals nou, hoekom begrawe hy weer die skat? Want ek dink in ons kop is, as jy mos 'n skat kry, dan vat jy hom saam met jou. Maar hy gaan begrawe weer die skat. Maar in die ou tyd, baie keer met oorloë, het die mense geglo, jou skat is baie veilig binne in die grond. So dan grawe hulle 'n gat. Jy het seker al hierdie seerower flieks gekyk al, nee. Dan begrawe hulle 'n gat en dan begrawe hulle die skat binne in die grond. En dan maak jy seker 'n merk, dit is nou wat hier gebeur het. Hierdie was nou 'n dagloner, 'n werker op 'n plaas, wat hier uitgeskoffel hier en uitgeskoffel daar, en hier kom hy af op 'n baie waardevolle skat. En hy by die skat so kyk en haal hom uit, en hy kyk hom so en hy besef dadelik, hierdie skat het verskriklike groot waarde. En toe begrawe hy weer die skat, hy maak hom weer toe onder die grond, en hy gaan huis toe en hy verkoop al sy besittings. En hy gaan terug en hy gaan koop hierdie stuk grond of hierdie plaas. Ekskuus. So hy besef hierdie groot waarde van hierdie skat. En dan vertel Jesus 'n tweede gelykenis. Hy sê met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop hierdie parel. So dis weer eens 'n gelykenis van 'n juwelier wat op soek is na waardevolle parels, nê. Hy is op soek om te vind. Hy soek om te vind. Nou hierdie waardevolle parel het meer waarde as al hierdie juwelier se besittings.
Want hy's weer terug na sy huis toe en hy het al sy besittings gaan verkoop om hierdie een waardevolle, verskriklike waardevolle parel te gaan koop. Dit is baie interessant. So weer eens die juwelier besef die groot waarde van hierdie parel. Nou die fokus van die eerste 2 gelykenisse, en ek gaan dit eers verduidelik, want die derde gelykenis klink 'n bietjie anderste. So die fokus van die eerste 2 gelykenisse gaan oor die dagloner wat 'n skat vind, en die groot waarde van die skat, en die hartsoortuiging van die dagloner. En dit gaan oor die juwelier wat soekend is, en dan vind hy 'n parel met baie, baie groot waarde. Maar albei persone het die groot waarde besef van die skat wat hulle gevind het. En weet julle, dit het my nogals laat dink, toe ek die tweede gelykenis lees van die juwelier wat op soek was na 'n baie waardevolle parel, toe begin ek nogals dink, toe begin ek besef, dit is eintlik met ons almal so, eintlik van geboorte af, sonder laat ons dit besef, is ons almal soekend. Ons almal is eintlik diep binnekant, is jy soekend. Jy soekend om iets te vind. Daar's 'n ietsie binnekant jou, daar's 'n leegheid in die binnekant, en jy wil hom volmaak. Ons almal is van geboorte af soekend. En daar's baie vrae in ons onderbewussyn of gedagtes, dalk weet mense dit nie eers nie. Soos, wat is my doel op aarde? Wat is die doel van die mens? Wat is my doel op aarde? Van waaraf kom ek? Waarna toe gaan ek as ek doodgaan? Is daar iets na die dood wat vir my wag? Daar's sulke vrae op elke mens, nê, gelowig en ongelowig. Dis op elke mens se onderbewussyn hierdie vraag. En ongelowiges het nie die antwoorde nie. Ongelowiges sal vir jou sê, jy kom van evolusie af, en hulle sal vir jou sê, jy het nie regtig 'n doel nie, jou doel is maar net om soveel as geld moontlik te maak, dat jy rustig kan wees met die mens, en wees maar net nice. Hulle sal vir jou sê, wees maar net nice met die mense rondom jou. En dan gaan jy weer terug in die grond. Dit is wat die ongelowige vir jou sal sê. Hulle het nie regtig 'n antwoord nie. Hulle sal vir jou sê, daar's nie regtig 'n doel nie. Maar die Christen, die gelowige weet, daar is 'n goeie antwoorde, daar's die regte antwoorde vir hierdie vraag. Jy is geskape deur God. Die almagtige God het jou gemaak met 'n doel en met 'n roeping. En jy moet in vrede leef met die mense rondom jou. Jy moet sy evangelie verkondig, is jou roeping. Jou identiteit is in Christus. En as jy doodgaan, dan is dit nie klaar nie. Jy stap onmiddellik in die ewigheid in by die Here Jesus, nê? Ons het die antwoorde. Maar daar's hierdie vrae in almal se onderbewussyn. So almal is van geboorte af soekend. Aan die ander woorde, hulle is soekend na die koninkryk van God. En ek het nog ons 'n paar voorbeelde hierso. Maar daar's baie voorbeelde. Daar's baie voorbeelde wat ek vir julle kan gee van mense wat soekend is, wat nog nie die Here gevind het nie. Dit is eintlik, ek dink is meer met jonger mense, maar ook ouer mense. Maak geen fout nie, daar's nie 'n diskriminasie aan ouderdom nie. Maar is nogals meer met soos jong volwassenes, tiener jong volwassenes, wat gereeld daarop uit is en gaan groot om dronk te word. Die persoon is eintlik soekend aan sy binnekant. Hy's eintlik soekend. Want julle het gesê, daar's 'n leegheid in die binnekant. Nou probeer dit daai leegheid volmaak met iets anderste. Hy weet nie eintlik wat nie. Hy besef daar's iets kort, daar mis iets, daar's iets missing. Dan maak hy dit vol met drank. Nee, jy weet mos, party jong volwassenes of jong tieners, hulle gaan vir goud, maar dis omdat daar's 'n leegheid. Of iemand wat rykdom najag. Geld is nie die probleem nie. Dit is nie waar jou fokus is. Jou fokus moenie 100% op geld wees nie. Maar iemand wat heeltyd as jy by hom kom, maak saak wanneer jy by hom kom in die oggend, middag, aand, hy praat geld, hoe om geld te maak en hoe om geld te spaar, geld, dan is daar 'n probleem. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Aan die ander woorde, hy is besig om daai leegheid vol te maak met geld, die onderwerp van geld. Of iemand wat dwelms doen. Die hele rede hoekom iemand dit probeer het, is al klaar 'n teken van, hy probeer dit volmaak met dwelms. Hy probeer daai leegheid volmaak met 'n dwelm. Dis die eerste teken al klaar. Of iemand wat rondslaap, ek het dit al genoem. Daai meisie of seun wat so verskriklik rondval, so rondslaap. Almal sê, ai, shame, daar's 'n leegheid.
Sy's eintlik inderdaad op soek na die almagtige God. Sy's leeg. Sy besef dit nie. Die mense rondom besef dit dalk ook nie. Maar dit is wat dit beteken geestelik, op die geestelike vlak, is hy soekend. Hy is soekend. Dit wys mens, nee, iemand wat gereeld in vuisgevegte is. Nee, weet ons, party mense, jy moet net nie eers vir hom skeef kyk nie, of hy sal jou wil. Dis 'n teken. Dis 'n teken. Hy persoon het seer aan die binnekant, maar is ook 'n teken. Hy is soekend. Hy is soekend. Hy is soekend, sy siel is soekend, haar siel is soekend. Daar's 'n leegheid. Maar dan maak, as ek nou nog gesê het, hulle maak dit vol met tydelike goeders, tydelike aardse goeders. Dit hou net vir 'n tydperk, dan moet hulle dit weer volmaak. Dit hou net vir so lank, dan moet hulle dit weer volmaak. So elke naweek maak hulle dit weer vol. Elke naweek maak hulle dit vol. Dit is net tydelik. Dit is net tydelik. So ek sê, maar eintlik is hulle soekend. Hulle soek na die waardevolle skat. Hulle soek na die waardevolle parel. Hulle soek na die waardevolle koninkryk van God. So as jy wonder, ek is seker jy almal verstaan, maar as jy wonder, dalk vir die jonger mense, die skat en die parel verteenwoordig die koninkryk van God. Kyk wat sê Jesus in Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Aan die ander woorde, soek eerste die koninkryk van God. Dan sal die Here vir jou sorg. Moenie bekommerd wees nie. Die Here sal vir jou sorg. Hy sorg nog altyd vir jou. Daar was nog altyd 'n bord kos voor jou neergesit elke aand. Daar's nog altyd klere aan jou. Jy's nog altyd beskerm. God sorg vir jou. Maar soek eerste die koninkryk van God. En dis nogals interessant, nê? Nee? As die Here sê, soek eerste die koninkryk van God, beteken dit, jy kan die koninkryk van God vind. Jy kan dit vind. Jy hoef nie jou hele lewe lank te soek en te soek. Jy kan die koninkryk van God vind. Dis te vinde. En jy kan dit vandag vind. Jy hoef nie te wag tot jy die dag doodgaan nie, om dan uit te vind waar staan jy met jou saak met die Here nie. Jy kan dit terwyl jy nog lewe, kan jy die koninkryk van God vind. God wil hê, jy moet die koninkryk van God vind, terwyl jy nog lewe, nog voor jou dood. Nog voor jou dood. En weet julle wat, nie? Die persoon wat waarlik vir God gevind het, sy fokus is op God. As jy waarlik vir die Here Jesus gevind het, die waarlik die koninkryk van God gevind het, is jou fokus op God. Al die ander goeders vat 'n tweede plek. En hoe langer jy 'n pad stap met die Here, vat dit na 'n derde plek, en 'n vierde plek, en 'n vyfde plek. Soos Paulus mos sê, alles, vandat hy die Here gevind het, al die res is waardeloos. Het waardeloos geword vir hom. Al die hoë kwalifikasies, al die status, is waardeloos. Jy het die koninkryk van God gevind. Al die ander goeders raak waardeloos. Die dagloner en juwelier het die koninkryk van God gevind. Nou hoe lyk dit wanneer iemand die koninkryk van God gevind het? Nou weer eens, daar's baie voorbeelde. Ek kon aangaan. Maar ek het so 'n paar. Die persoon wat die koninkryk van God gevind het, daai persoon ervaar 'n vrede. En hy maak vrede met almal rondom hom. Julle ken ons daai bergpredikasie van Jesus, nê? Nee? Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit is 'n groot teken van iemand wat sy saak reg is met die Here Jesus. Hy maak vrede. Ek kan onthou lank terug by die Bybel Universiteit, een lektor een keer gesê, die oomblik toe sy hart vir die Here gee, dadelik sê die Heilige Gees vir haar, gaan maak jou saak reg met jou ma. Al die jare het jy met jou ma lelik gemaak, gaan na jou ma toe, gaan vra om verskoning, onmiddellik. Dit is een van die tekens van jy die koninkryk van God gevind. Jy gaan maak vrede met die mense rondom jou. Iemand wat die koninkryk van God gevind het, het 'n sekerheid van redding. Jy weet, daar's geen twyfel. Jy weet jy's gered. Jy weet dit. Al kom karring die duiwel ook, hoe?
al sê predikers wat ook al wat jou dalk moontlik kan twyfel, al sê iemand ook wat op die internet wat jou kan maak, jy weet jy's gered. Jy kan daai dag onthou, daai oomblik, daai gebeurtenis onthou, jy het jou hart vir die Here Jesus gegee. Daar is geen twyfel nie. Iemand wat sy by die koninkryk van God gevind het, is jy kry 'n liefde vir die woord van God. Ek het dit al van tevore genoem. Jy kry 'n liefde vir die woord van God. En dalk moet jy dalk iewers jou Bybel gaan haal en afstof. Dalk het dit weer tyd geword om weer jou Bybel te vat en om te lees. Maar jy kry 'n liefde vir God. En dan besef jy nogals hoe dieper jy gaan in die Bybel en kom jy al hoe meer agter, die Bybel is vol skatte. Vol skatte. Die Bybel word naderhand jou beste besitting. Met die Here Jesus binne jou hart, binne in jou hart. Daar's nog baie voorbeelde. Maar as ek jou kan vra vanoggend, het jy al die koninkryk van God gevind? Kan jy waarlik sê jy het al die koninkryk van God gevind? Het jy al so 'n ervaring gehad van die dagloner en die juwelier? Wat die koninkryk van God gevind het, wat daai waardevolle skat, daai oomblik. Ek kan myself net indink, wat het daai dagloner ervaar, daai ervaring, toe hy so in die grond nog grawe en hy kap iets raak. En hy maak skoon rondom en hy haal hom uit, daai ervaring, dadelik alle bekommernisse is weg, alles is weg rondom hom, alles raak seker stil rondom hom. En hy maak hierdie skat oop. Nou net so is dit met die koninkryk van God. Alles raak stil rondom jou. En die Here laat jou fokus net op hom. Net op hom. Dadelik raak alles van die wêreld kry 'n tweede plek. Alles, onmiddellik. Dan vertel Jesus 'n derde gelykenis. Maar die derde gelykenis is 'n bietjie anders as die vorige twee. Die derde gelykenis klink so. Die koninkryk van God is soos 'n treknet. Ek wat sê vanaf vers 47. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte visse vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. Nou so sal dit in die volëinding van die wêreld wees. Die engele sal uitgaan en die slegte skei van die goeies en hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande knars. Die derde gelykenis verteenwoordig die eindtyd. Dit verteenwoordig die sendingsveld. Die gelowiges, die mense wat die evangelie in die wêreld invat om te verkondig, of jou getuienis deel daar by jou werksplek. Dit is waarvan hulle praat hierso. En dit is nogals interessant, nee. Die mense, die ongelowiges sal vir jou sê, die wêreld sal nog aangaan, man, daar's nog baie tyd, dit sal nog aangaan, nog 500 jaar, nog 1000 jaar, mens weet nie, nog 2000, nog 10.000 jaar, maar weet julle, volgens die Bybel, kom daar 'n einde. Daar kom 'n tyd, wanneer die einde sal aanbreek. Daar kom 'n tyd. Daar sal 'n tyd kom, wanneer al die visnette ingetrek word op die strand. Dalk het julle dit al gesien, waar 'n visserman, die net so gooi, oor die dam, of oor 'n pond, of oor 'n vallei, gooi hy die vis net so, en dan trek hy hy trek visse saam dan in. Nou hier gee hulle weer die voorbeeld, maar hierdie voorbeeld is van die hele see, waar 'n vis net so oor die hele see gegooi is. Maar dan wag die visserman, hulle wag, totdat die volëinding van die tyd, dan trek hulle daai vissersnette, trek hulle in, al die nette word op een slag ingetrek, dan kom al die visse uit, daar bly geen vis oor nie, al die visse word uitgetrek. Dan ondersoek hulle die visse. Die goeie visse word eenkant neergesit en in mandjies ingegooi. En die slegte visse, die onrein visse, die onsmaaklike visse, word weggegooi. Kan niks daarmee doen nie. Hulle is onsmaaklik.
Hulle is onbreekbaar. So jy sê, daar kom 'n tyd, wanneer die volle getal nie Jode gaan inkom in die koninkryk van God in, soos wat Romeine 11 vers 25 sê, daar kom 'n tyd, wanneer die volle getal nie Jode inkom binne in die koninkryk van God in, dan breek dit aan, dan blaas die trompette, dan is dit die einde, waar al die mense gebring gaan word voor Jesus, voor die koning van alle konings. Die engele sal die mense inbring, elke mens. Soos wat daar nie een vis gaan agterbly nie, sal daar nie een mens agterbly nie. Elke persoon gaan ingebring word. Elke persoon. Die Bybel praat van die opraping of die wegraping. Dalk ken jy die Engelse woord, die rapture. Die Bybel praat ook van die, soos in Engels sê, die white throne judgment, of die wit troon oordeel van God in Openbaring 20, waar elke persoon gaan verskyn voor God, waar die boek van die lewe oopgemaak gaan word, waar daar weer eens 2 groepe mense gaan verskyn. Eers een groep, want dan maak hulle 'n skeiding. Hulle maak 'n skeiding tussen die geredde mense en die ongeredde mense. Hulle maak 'n skeiding tussen die mense wat tot bekering gekom het en tussen die mense wat geweier het om te bekeer. Die geredde mense sal die hemel ingaan. Die ongeredde mense sal die hel ingaan. Maak geen fout nie. Dit is definitief 'n plek. Die enigste verskil is, die een groep, soos ek gesê het tot bekering gekom. Dit is hoe belangrik bekering is, nê? Baie mense raak al moeg vir die woord, maar dit is hoe belangrik bekering is. Hulle sê mos, daar is net een, as die mense in die hel net een kans kan kry, net een kans weer om tot bekering te kan kom, sal hulle dit gryp en hulle sal dit vat. Ek lees ook so 'n ding in die week van die disippels. Sit mens nogals die fokus nogals baie duidelik, nee, die disippels van Jesus wat so doodgemaak is en gemarter is en gejag is. Hulle het nie gepreek liefde nie. Hulle het bekering gepreek. Dit is hoekom hulle so gehaat was. Dit is hoekom hulle so gejag was. Bekering loop hand aan hand met die liefde van Jesus. Nou die een groep het die Here Jesus gesoek en gevind. Die ander groep het ook gehoor van Jesus. Maak geen fout nie. Die ander groep het gehoor van Jesus. Hulle het gehoor, die mense sê Jesus is God. Hulle het dit gehoor. Maar hulle het hom nooit gevolg nie. Die een groep het die waarde van die skat besef. Maar die ander groep het geen waarde gesien in die koninkryk van God nie. Geen of baie min waarde gesien in die koninkryk van God nie. Julle weet, daar's 2 redes hoekom mense smag om by die Here Jesus te wees in die hemel. Daar's 2 groot redes. Baie redes, maar 2 groot redes hoekom mense smag om by die Here Jesus te wees in die hemel. Want hulle wil by die Here Jesus wees, dis die eerste rede. Hulle wil by die Here Jesus wees. En weet julle wat is die tweede rede? Hulle is moeg vir die wêreld se sondes. Hulle is moeg vir al hierdie lelike dinge wat gebeur in die wêreld en die mense wat aanhou sondig. Hulle is moeg daarvoor. Dis die een groep wat by die Here Jesus wil wees. Maar julle sien, daar's 'n ander groep ook wat wil aangaan met sonde. Hulle wil aangaan. Hulle wil eintlik hoop hulle die preek maak nog klaar, want eintlik hulle wil nog iets gaan doen nog na kerk. Hulle wil eintlik, daar's nog goeders. Soos ek gesê, die ander groep sien geen waarde in die parel nie. Hulle sien baie min waarde in 'n verhouding met God. Baie min waarde. Hulle heg hulle verhouding met God baie min waarde. Baie min waarde. Nou wat gebeur as jy die groot waarde van die koninkryk van God besef? As jy daai waardevolle parel vind,
Wanneer jy die waardevolle koninkryk van God vind, dan kom leef die koninkryk van God binne jou. Die koninkryk van God is dan binne in jou. Dis hoekom die Bybel sê, die een wat in jou is groter as die vyand. God is baie groter as die vyand. Dag as jy tot bekering gekom het en die Here Jesus Christus is binne in jou, die koninkryk van God is binne in jou, hy is baie kragtiger as die duiwel. Moenie bekommerd oor die duiwel, moenie bang wees vir die duiwel nie, moenie bang wees vir die vyand nie. Die Here Jesus wat binne in jou is baie kragtiger as die vyand, baie kragtig. Hy meet nie eers op nie. Hy meet nie eers op teen die Here nie. Julle ken daai bekende gebed van Jesus van waar hy vir sy disippels die voorbeeld gewys het van Onse Vader. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Met ander woorde, dit is al klaar so in die hemel. God se koninkryk is al klaar bevestig in die hemel. Sy wil is al klaar bevestig in die hemel. Dit moet nou geskied op die aarde. Ons moet daarvoor bid, vir die koninkryk van God, om te kom op die aarde, en om deur te druk tussen die mense in, en binne in die mense in. En om vir God se wil om te geskied op die aarde. Dis waarvoor ons moet bid. Julle sien, wanneer jy die koninkryk van God vind, dan kom leef die koning van alle konings binne in jou. Dis nie net, baie mense dink dalk, dis 'n walmpie, of dis maar net 'n krag. Nee, dalk verstaan jy nie mooi nie. Dis die koning van alle konings. Die hele skepping buig voor hom. En hy leef binne in jou. Hy leef binne in jou. So God se koninkryk is in die hemel. Dit is waar, God se koninkryk is in die hemel, maar dit is ook binne in elke gelowige, binne in elke geredde persoon is die koninkryk van God. Kyk wat sê Matteus 14 vers 23 en 24. Jesus antwoord hom: as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Anderswoorde, jy sal doen wat die Bybel sê. As jy vir Jesus lief is, sal jy doen wat die Bybel sê. Sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Die drie enige God kom maak sy woning binne in jou. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. Met ander woorde, iemand wat nie lief is vir Jesus nie, volg nie die Bybel nie. Hy luister nie wat die Bybel sê nie. Maar hy hoor die Bybel sê, hou op sonde, maar hy gaan nog aan. Hy hoor die Bybel sê, moenie steel nie, maar hy hoor dit, maar hy gaan maar nog aan. Hy's nie regtig, hy volg nie regtig die Bybel nie. Met ander woorde, hy's nie regtig lief vir Jesus nie. Is nie rarig nie. Dat nooit 'n oorkeer gekom nie. Nooit tot bekering gekom nie. Nog nooit 'n oorswaai gekom nie. En oor hy ken die Bybel, hy het 'n Bybel in sy huis. Maar nog nooit tot oortuiging gekom nie. Die drie enige God, moet ek sê, wanneer jy vir God innooi, dan kom leef die drie enige God binne in jou en hy maak sy woning binne in jou. Nou mense, wanneer die koning van alle konings sy woning kom maak binne in jou, moet jy weet, jy kan maar weet, jy gaan verander. Jy kan dit weet. Dis nie eers 'n moeilike konsep om te verstaan nie, dis eintlik obvious. Dis eintlik baie, baie duidelik. Wanneer die koning, die heilige koning, heilig, sy woning kom maak binne in jou, kan jy maar weet, jy gaan verander. Jy kan dit maar weet. Maar hy werk baie stadig met jou en rustig met jou. Hy forceer jou nie. Hy werk rustig met jou. Net soos hy rustig werk met klein kindertjies, werk hy rustig met jou. Hy jaag jou nie aan nie, hy forceer jou nie, hy skreeu nie op jou nie. As iets op jou skreeu, moet jy dit wegjaag, is nie die Here nie. As iets jou aanjaag, kan jy dit maar wegjaag, is nie die Here nie. Die Heilige Gees werk rustig en kalm met jou. Die Heilige Gees sal wel op jou hart druk, as hy voel jy moet met iemand gaan praat. Maar hy werk kalm en rustig en sag met jou. Ek het al baie gevalle gehoor van 'n harde man
'n harde man wat baie gevloek het, soos 'n matroos, baie sulke gevalle al gehoor, kom hy tot inkeer. Dan hoor jy daai man weer 'n jaar later of 2 jaar later of 3 jaar later opgehou vloek, sag geword. Die Here het hom sag gemaak. Heeltemal sag. Mense kan nie glo is dit dieselfde man. Is dit dieselfde man? Net wat hulle gedink het van Paulus mos nê. Is dit dieselfde man? Maar Paulus wat dan so hard gewees, kyk nou, hy het sag geword. Wanneer die Here Jesus jou verander, of iemand wat dalk 'n groot rasis was, dan roep hy uit na God toe vir redding. Here Jesus, vergewe my, kom tot bekering. Net daar en dan verander die Here Jesus hom. Net daar, dan kom daai man agter, God is 'n God van al die nasies. Ek het verkeerd verstaan vroeër. In die koninkryk van die Bybel, is een ding wat ons moet baie mooi verstaan, die koninkryk van die Bybel, die hemel van die Bybel, die hemel van die God van die Bybel, jy gaan die ander mense lief hê, en jy gaan loof en prys, die Here Jesus loof en prys, tussen alle nasies. So in die hemel van die Bybel, ons almal het verskillende sienings van die Bybel, nê? Dis interessant. Dis hoekom jou siening moet in lyn kom met die siening van die Bybel. Wat ook al jou siening is van die hemel, wat jou siening is van die Here, dis baie mooi, maar dit moet in lyn kom met die Bybel. Dan het jy die korrekte siening. Dis hoekom jy moet gaan kyk, wat sê die Bybel van God, en wat sê die Bybel van die hemel. Baie interessant, en dan weet jy, okay, so my siening was bietjie vroeër 'n bietjie uit gewees, want my siening moet in lyn kom met die woord van God. Dan kom jy agter, wat sê die Bybel, en wat het Johannes gesien toe hy in die hemel ingekyk het? So kom ek vertel vir jou 'n geheim. Dit is nie eintlik 'n geheim nie, maar kom ek vertel vir jou 'n geheim. In die Bybelse hemel, in God se hemel, die hemel van die Bybel, is almal lief vir mekaar. Daar gaan jy sien, 'n klomp nasies, gaan jy tussen jou sien. Jy gaan sit tussen ander nasies. En almal is lief vir mekaar. En almal loof en prys die Here. Met ander woorde, as iemand nou al klaar 'n probleem het om kerk toe te kom, dan gaan jy moontlik nie hou van die hemel nie. As jy nou al 'n probleem het om die Here te loof en prys, dan gaan jy moontlik nie hou van die hemel nie. Want dit is wat ons in die hemel gaan doen. As jy nou al 'n probleem het met ander nasies, gaan jy moontlik nie hou van die hemel nie. Want dit is wat die hemel is vol van ander nasies. Wys jy net, jy moet jou siening reg kry. Jou siening is bietjie uit. Dit wys jou, nee, jy moet 'n Bybelse siening kry. Die Here sal vir jou help. Die Heilige Gees sal vir jou help. Wat praat die Heilige Gees nou? Word bewus van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Die Heilige Gees sal jou help. Hy sal jou help. Hy sal jou help om in lyn te kom met die Here Jesus Christus. My vriend, het jy al die waarde besef van die groot skat van die hemel? Het jy al die waarde besef van die parel? Het jy al die waarde besef van die koninkryk van God? Het jy al die waarde besef? Die dagloner is nie meer dieselfde persoon nie. Die juwelier is nie meer dieselfde persoon nie. Hulle het heeltemal en totaal verander. Ek kan myself eintlik net indink, wat was die reaksie gewees van die juwelier en die dagloner toe hulle by die huis kom? My vrou, my kinders, hy roep almal nader. My vrou, my kinders, kom kyk, kom luister. Julle sal nie glo wat met my vandag gebeur nie. Ek het 'n skat ontdek, ek het 'n parel ontdek met verskriklike groot waarde. Dit gaan ons hele lewens verander. Ons lewens gaan nooit ooit weer dieselfde wees nie. Nooit ooit weer nie. Ek het 'n ontmoeting gehad met die lewendige God. Ek het vir God ontmoet. Sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. Nooit ooit weer nie. Klink dit bekend? Klink dit bekend soos jou getuienis? Klink dit bekend? Dalk klink dit soos iemand in jou familie, of dalk iemand in jou gesin, wat 'n ontmoeting gehad het met die Here Jesus Christus. Klink dit bekend? Baie mense gaan baie aan oor al die gawes van die Heilige Gees, en dit is fantasties. Al die gawes is fantasties.
Maar wat vir my nog altyd die beste gawe is om die Here Jesus te ontvang. Wedergeboorte. Dis die beste gawe. Dis die beste ene. Dis wonderlik, wonderlik. Wat 'n fantastiese gebeurtenis as iemand die Here Jesus ontvang. So het jy al 'n ervaring gehad met die koninkryk van God. Nou gaan ons 'n bietjie dieper. Met die Heilige Gees. Het jy al 'n ervaring gehad? Het jy 'n droom gehad dalk, waar die Here met jou gepraat het? Of waar die Here vir jou iets gewys het? Het jy al dalk bewus geword van die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Dalk terwyl jy die Here geloof en prys het daar in jou kombuis, of in jou kar. Dalk het jy al die Here, die Heilige Gees se stem gehoor. Sagte stem wat in jou ore fluister. Altyd in lyn met die Bybel. Het jy al 'n ervaring gehad met die koninkryk van God? My vriend, luister asseblief mooi. Besef jy die waarde van die koninkryk van God? Besef jy die groot waarde? Die dagloner het die waarde besef, die juwelier het die waarde besef. En ons almal moet daai houding hê, jy moet bereid wees om alles prys te gee vir die koninkryk van God. Jy moet bereid wees. Jy moet bereid wees om self jou werk prys te gee. Dit waarvoor jy gestudeer is, die Here jou roep om evangelis of om dominee te word. Die Here jou roep, maar Here, ek is nou in hierdie groot beroep. Ek het hierdie hoë kwalifikasie. Jy moet bereid wees om vorentoe te stap. Wees bereid om nader te stap vir die koninkryk van God. Julle weet, ek het al baie gehoor, ek dink julle het dit ook al gehoor. Ek self het daai siening gehad. Dis om ek weet, baie mense het daai siening. En ek het dit al baie gehoor waar mense sê, ek sal eendag my saak regmaak met die Here. Ek sal eendag. Ek het ook so siening gehad. Ek het gedink so 27. Ek sal eendag so 27 sal ek my saak regmaak met die Here. Ek wil eers 'n bietjie lewe. Ek wil eers 'n bietjie lewe. Laat ek net 'n bietjie lewe, Here. Mense glo dit is 'n verskriklike gedagte. Wil onderhandel met die Here. Dis 'n verskriklike gedagte. Ek wil eers 'n bietjie lewe. Ek sal later my saak regmaak met God. Maar die Here wil hê, en dit is die punt van vandag, die Here wil hê, jy moet terwyl jy nog lewe, moet jy al klaar lewe soos 'n mens van die koninkryk van God. Daarom moet jy al daai onrein dinge neersit. Sit dit neer, dit het tyd geword om dit neer te sit. Die Here roep jou vandag tot 'n kind van sy koninkryk. En weet julle, ek is amper klaar. En weet julle, eendag, wanneer jy in die koninkryk van God instap, jy jou saak reggemaak het met God op aarde, en jy stap in die koninkryk van God in, en jy kyk so rond, en jy gaan sit aan by 'n groot feesmaal, 'n groot feestafel, die Here Jesus is daar, die disippels is daar, dalk gaan jy bekende gesigte sien, dalk gaan jy mense sien wat jy erken het op die aarde, dalk is mense daar wat jy gedink het daar gaan wees, nie daar nie, dalk is daar mense wat jy nie gedink het dit gaan maak nie, hulle is daar. Maar wanneer jy so rondkyk, dan gaan jy besef, al hierdie mense, het geleef vir die Here Jesus, en vir sy koninkryk. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here Jesus, ons eer U, almagtige God. Ons loof en prys U, Here Jesus Christus. Here almagtige Vader, vergewe asseblief al ons sondes, Here Jesus. Here, ons is sulke sondige mense, Here. Elkeen van ons doen verkeerde dinge, Here. Ons doen verkeerde dinge, Here. Daar is geen uitsondering nie, Here. Daar is geen uitsondering nie, almagtige Vader. Maar ons weet, Here Jesus, U is lief vir ons en U gee vir ons elkeen weer en weer 'n geleentheid om ons saak reg te maak met U, Here. Om uit te roep, om net in 'n gesprek in te tree met die almagtige God. Dalk vanmiddag, as jy by die huis kom,
kan jy in 'n gesprek intree met die Here Jesus Christus. En die Here Jesus innooi in jou lewe in. Here Jesus, ons loof en prys U, Here Jesus, want ons weet, selfs bekering is 'n geskenk. Absoluut 'n geskenk van bo af. Want ons kan U hart reg deur die Bybel sien, van Genesis tot Openbaring, kan ons die hart van die Vader en die Seun en die Heilige Gees sien. U wil ons graag elke ene hê by U in die hemel. Want U is verskriklik, verskriklik lief vir ons, Here. Ons het dit gesien en ons lees daarvan, van U kruis, Here Jesus, van U kruisiging. Dit wys vir ons U groot liefde vir ons, Here Jesus. En help ons, almagtige Vader, om te besef, Here Jesus, en om ag te slaan op ons verhouding met U, die groot waarde van ons verhouding met die almagtige God. Die groot waarde van U in ons lewens, in ons gedagtes. U wat oral saam ons gaan, kerk toe, werk toe, in elke gesprek, elke braai, is U daar. U is langs my, U sit langs my, U staan langs my, U is binne in my, U is in my gedagtes. U hoor al die gesprekke, Here Jesus, daarom vra ek, Here, daarom smeek ek, almagtige God, raak ons lippe aan, Here Jesus, met 'n koolvuur, Here, maak ons harte rein, almagtige God. Asseblief, Here Jesus, vat asseblief al daai vuil gedagtes uit ons gedagtes uit en uit ons monde uit en van ons lippe af, Here. Ons begeer wanneer die visnette ingetrek word om saam in die mandjie te gaan te wees saam met al die gelowiges, Here Jesus. Here almagtige Vader, red ons, Here. Ons smeek U, almagtige Vader, ons pleit by U, Here Jesus, Here, en dankie, almagtige Vader, vir U teenwoordigheid hier vanoggend, Here. U is absoluut in ons midde. En ons loof en ons prys U, almagtige God. Ons prys U naam, Here Jesus. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, die Here aan hom. Halleluja, ons koning
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle sy wonderlike vrede gee. Amen.